Dit is 'n voorreg om saam met julle vir 'n oomblik, kom ons noem dit 'n oomblik, stil te word. In afhanklikheid, want julle weet hoekom ons hier is. En hier is heelwat mense wat saam met ons vanmiddag ook stil word en voor die Here, en ons wil graag vir die Here vra vir uitkomste vir waar ons is in die land. Dit is ons praatjies waaroor ons gesels het. So 'n maand of wat terug het ons oor oorlog gesels of oor rugby. En skielik is ons in 'n ander gesprek, in 'n ander konteks, en ons is bewus van hoe groot die moeilikheid regtig is. En dis vir my 'n voorreg om net, en ek sal probeer kort wees, maar ek wil vra dat ek nie net 'n gebed doen nie, dat jy saam met my sommer net in jou gedagtes die land invaar. Kom ons gaan net so vir 'n oomblik op reis. Kom ons begin daar waar jy boer en daar waar jy bly. Laat jou gedagtes sommer net so toe gaan, want jy het 'n bepaalde konteks daar waar jy is. En dan raak ons sommer net so bewus van dalk van jou buurman, en ons beweeg dalk bietjie suid, en ons bietjie noord, en bietjie wes, en bietjie oos, en ons is bewus van 'n dilemma, ons is bewus van 'n krisis, en is 'n, wel, dis seker jy kan dit 'n natuurramp ook maar noem, as jy wil, want dis waar ons is. Party mense, ek het nou dag met 'n boer gesels, hy sê ek mag vir niemand vertel nie, maar hy het vreeslik lekker reën gehad. Maar dis 'n diep geheim waar hy is. Want mense voel skaam partykeer as jy so geseënd is en iemand anders het minder as jy ontvang. En net vir 'n oombliekie, dink aan ons land, want ons het ook vir mekaar nodig. Ons het mekaar se emosionele ondersteuning nodig, ons het geestelike ondersteuning nodig. Ons het nodig dat ons 'n broer en 'n suster het wat sy hand op haar hand op ons skouer sit en sê ek deel dit saam met jou. Ek worstel saam met jou. Die teks wat ons vir die dag gekry het, en wat ek so ontvang het, is die teks wat in Markus 11 vers 24 staan, waar daar so staan: daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Dis 'n uitdagende teks, maar ek wil net vinnig ietsie voordat ek vir ons 'n gebed doen oor die teks net sê. En die gedeelte, die vers net voor dit, en ek wil eintlik 4 G's met ons deel. Die gedeelte, die vers net voor dit, dan praat hy van, as julle geloof so sterk is, dan sê Jesus, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarmee nie in sy hart twyfel nie, sal glo wat hy sê, dit gebeur. Kan ek net die eerste G wat ek wil net sê, ons kan nie met God se geologie beter nie. God laat ons nie berge skuif nie. Gelukkig weet hy ons geloof is nie groot genoeg dat ons dit doen nie. Geloof skuif nie jou plaas se grensdrade nie. Geloof laat nie vir jou 'n nuwe duin of daar op jou plaas bring nie. God gebruik dit as 'n beeld, Jesus se beeld hierso, dat ons geloof doen dinge en God doen wonders. Nie ons nie, God doen wonders. So moenie God se geologie aanbeter nie. Dis nie waaroor ons hier is nie. Die tweede ding is, hy nooi ons in gebed in, ongeag van ons geloof, want ons twyfel, ons is maar mense wat vol sonde is, en dan sê hy, net in die vers hierna, dan sê hy, maar wanneer julle staan en bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom. Ek wil dit sê, die derde G is genesing. Ons moet regmaak. As ons in die moeilikheid hier is en ons sê, Here, maar help ons asseblief met reën. Ek wil amper sê, nou dames ook, maar Jesus praat met sy disippels en sê, kerels, kom ons gaan maak reg, man. Ons kan nie in hierdie land so aangaan en leef soos wat ons wil, maar ons huis is nie reg nie. Ons verhoudings is nie reg nie. En ons leef net soos wat ons wil nie. Dis die derde G is genesing. En dan as jy net die vers daarna lees, is nog 'n G. Dit gaan oor die gesag van Jesus Christus. Hulle betwyfel sy gesag. As ons dan in 'n gebed ingaan, en as ons die Here vra vir hierdie pad, kom ons erken ook die gesag van Christus Jesus. Kom ons terug na hom toe, en as ons weet waar ons begin het, kom ons bid saam. Want hierdie Here het gesag.
Nie net om reën te gee nie, net om water te gee nie, maar die lewende water ook in ons siele en in ons lewens te wees. God wil ook die land genees. Daar is min ontkieming waar water val. Daar is min ontkieming baie keer in ons siele ook, wanneer ons hoor wat God in ons lewens doen. Met dit in gedagte, wil ek vir jou vra, dink aan die land, dink aan jou huis, dink aan jou verhoudinge, dink aan wat Christus vir ons doen in hierdie land, wat hy in ons lewens doen, en dan kan ons saam bid. Kom ons verenig in gebed. Vader, ons kom op hierdie middaguur na U toe. En Here, U weet, as ons hier by mekaar is, wat in elkeen van ons gedagtes aangaan. U ken ons goed. U ken vir ons baie goed. Here, U ken ons vrese. U ken ons emosies. U ken die mense met wie ons in kontak is. Here, U ken die nommer van die distrikspad wat ons gery het tot hier. Here, U weet wat op my selfoon aangaan. U weet wat in ons bankrekening aangaan. Here, U ken ons vrou en ons man en ons elkeen se lewe en die worstelinge wat ons het. Ja, Here, U ken ons kinders. Ja, U weet van oupa en ouma waar iewers in 'n huis is. Here, U ken die werkers op my plaas. Here, U ken my bakkie, U ken die kilometerlese. En daarom kom ons na U toe, Here, omdat U die God is wat alles ken en alles van my weet en ek kan niks wegsteek nie. Here, U weet dat ons twyfel. U weet dat ons vol sonde is. U weet, Here, dat ons die pad byste raak. U weet dat ons hardkoppig is. U weet dat ons kwaad raak. U weet dat ons aggressief is en frustreerd is en U weet, Here, dat ons sommer net in paniek ingaan baie keer. As ons sien hoe die veld lyk. As ons sien, Here, hoe die hitte neerbrand op ons vee wat honger en dors is. En daarom, Here, kom ons na U toe. Want ons het geen ander plek om heen te gaan nie. En daarom verklaar ons weer op hierdie middaguur, Here, U is ons God. U is die bestuurder van ons lewens. U is die hoof daarvan. U is die een wat alles in stand hou. U is die een wat weerstelsels skep. U is die een wat besluit waar en wanneer dit reën. Ons vra, Here, ons verdien niks, maar help ons asseblief. Ons het U so nodig. En Here, help ons dan ook met ons ervaring, met ons gevoelens, met hoe ons dit moet hanteer as dinge nie vir ons regloop nie. Ons dink regtig, Here, aan party boere wat nog nie herstel het van 'n vorige droogte nie en alweer so swaar kry. Ons bid, Here, vir die damkrisis, die water wat tekort te bring. Ons bid, Here, vir soveel mense in 'n dorp wat geen respek het vir die heilige water van 'n dam nie. En daarom bid ons ook verantwoordelikheid dat dit oor ons pad sal kom en dat ons dit ernstig sal opneem. Dat ons die heiligheid wat U vir ons kom gee het in terme van grond en die beskerming daarvan, Here, kom dra ons na U toe. Vra, Here, help ons. Here, U het vir ons rentmeters gemaak van grond. Maar as dit nie reën nie, Here, dan staan ons ook beskaamd daarvoor, want die natuur kry swaar, ons diere kry swaar. En ekonomies, Here, is dit vir ons 'n moeilike situasie. Here, ons kom bely vandag ons skuld. Ons bely ons wantroue baie keer. Ons bely dat ons die pad byste raak. En ons wil vra, Here, bring ons na U toe terug. Bring hierdie land terug. Dat ons nie net die heilige grond en die waarde daarvan besef, maar U heiligheid en U grootheid, Here. Ons kom vra, dink tog aan ons. Here, U is een wat enige tyd vir ons reën kan gee. U is die een wat weerpatrone kan verander. U is die een wat groter is as El Nino. U is die God wat beheer kan bring oor hierdie natuursisteme van Namibië. Mag ons tog vra, Here, dink tog asseblief aan ons. Dink tog aan ons verhoudinge ook. Want Here, ons kry swaar. Dit is swaar as ons vrou ons in die oë kyk of ons man en ons sien hoe ons man agteruit gaan. Hoe die stres hom klaar maak, Here, in sleg slaap. Sal U vir ons genesing bring.
Sal U ons net weer laat besef, Here, U het die gesag, U woord se gesag, en dat ons by U sal bly. Vader, ons kom offer ons lewens voor U neer. Ons kom vra, neem beheer oor ons land, oor ons lewens, oor ons siele, ons keuses. Gebruik ons. Vader, ja, ons kom gee ons lewens vandag aan U. En ons pleit. Help ons asseblief. Sonder U is ons fisies verlore. Sonder U is ons ekonomies verlore. Sonder U is ons geestelik verlore. Daarom ons vasgryp aan U. Seën ons land asseblief, Here. In Jesus se naam, die een wat die gesag het, bid ons dit. Amen. Baie dankie vir die voorreg en ek wil sommer net vir julle vra dat ons in gebed sal voortgaan, bly bid, saam met mekaar, kyk mekaar in die oë, want ons het vir mekaar wesenlik nodig. Baie dankie vir die voorreg en mag die Here regtig vir ons elkeen seën.